Psalm 51. En ons lees hierdie dan ook met die oog om die leer oor die Heilige Gees dan ook te verklaar en dan dit te belig. Psalm 51, maar die konteks van Psalm 51 is Dawid wat gesondig het, wat sy skuld bely het, maar wat ons in die Psalm baie duidelik sien is dat hy sou nie daai skuldbelydenis, daardie erkentenis en die Here se vergifnis geweet het sonder die werk van die Heilige Gees nie. Ons sien dit daar spesifiek in vers 13. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. So ons sien daarom dat die Heilige Gees al teenwoordig was en moes teenwoordig gewees het in gelowiges se lewens in die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament, en dit is die Heilige Gees wat wederbaar en oortuig van sondes. Goed, maar kom ons lees Psalm 51 en dan kan ons ook dan Sondag 20, dit is dan vraag en antwoord 53 lees. Psalm 51. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Werp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur u gewillige Gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag, bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. En dan Sondag 20 vra, wat glo jy van die Heilige Gees? Want onthou, ons bely in die 12 artikels, ons glo in die Heilige Gees. En dan is die vraag, wat glo jy van die Heilige Gees? En dan is daar twee gedeeltes dan in die antwoord. Dit sê eerstens is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. So dit is ons begin daar, dat hy is God. En dan ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, my troos en ewig by my bly. So mense kan nogal hier sien, hierdie Sondag gaan baie oor die Heilige Gees vir gelowiges. Wat is die doel van die Heilige Gees wat vir gelowiges gegee word? Kyk hier, die werk van die Heilige Gees word eintlik behandel in Sondag 20, 21 en 22. Daar is dan die laaste gedeeltes van die geloofsbelijdenis wat dan bespreek word. Want kyk hier, die geloofsbelijdenis kan ons, dit is nou die geloofsbelijdenis van die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis kan ons in 3 gedeeltes opgedeel word, en dit is God die Vader,
wat die Skepper is, die Seun en ons verlossing en die Heilige Gees en ons heiligmaking. So ons is eintlik nou by daai derde gedeelte van wat beteken dit dat ons die Heilige Gees bely en wat se werk doen hy in gelowiges. Maar goed, ons moet eers kyk na wie is die Heilige Gees. Nou ons sien dit baie duidelik dat die Heilige Gees is God. Dit is wat ons bely. Hy is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. En die feit dat hy God is beteken dat ons moet regtig die Heilige Gees reg verstaan want ons verlossing hang daarvan af dat ons die Heilige Gees reg ken en reg weet wat hy kom doen het. Dawid het die Heilige Gees so belangrik geag dat hy gesê het, Here, verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Hy het besef, dit is God, die Heilige Gees wat in hom werk en hy kan niks doen sonder die Here nie. Hy het die Here nodig. Hy ken net sy sonde en net sy verlossing deur die Heilige Gees. As jy kyk na vers 14 van Psalm 51, dan sê hy baie duidelik, gee my weer die vreugde van u verlossing. En onthou, dit is in vers 14 van Psalm 51, in vers 13 het hy gesê, moenie die Heilige Gees van my wegneem nie. Want hy het die Heilige Gees nodig om hom bewus te maak van sonde en dan ook dan weer sy oë op die Here se die heil, die verlossing, die redding wat die Here bring, daarop te fokus. Sy oë daarop te rig. En dis weet ons dat Dawid sy oë op Jesus moes rig. So daar is vandag baie verwarring oor die werk van die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees? Wat is die plek van die Heilige Gees? En party groepe gaan sê, wel, dit is daar eintlik maar net om sensasie te gee. Jy moet tale praat en wonderwerke doen, dit is die doel van die Heilige Gees. Mense laat platval, dat duiselig word, dat mense in hysterie uitroep, en jy kry dit regtig by sekere plekke. Dit is eintlik, ek weet nie of jy al ooit blootgestel was daaraan nie, maar dit is baie keer nogal onrusbarend om te sien wat daar geleer word oor die Heilige Gees en wat daarvan verstaan word, en baie keer soms jy sien dit is doelbewus dat van hierdie mense die leer oor die Heilige Gees so verkeerd verstaan nie. Baie keer is die mense regtig net nie reg geleer nie. So dit is belangrik dat ons self toegerus sal word oor wat die werk van die Heilige Gees in ons eie lewens is. Wat is die doel van die Heilige Gees in ons eie lewens? Kyk, die valse leer oor die Heilige Gees was nog altyd daar gewees. Die duiwel is 'n brullende leeu wat rondloop om die gelowiges te verslind. Hy is nie lief vir die Here nie. Hy haat alles waarvoor God staan en hy sal ook dan die werk van die Heilige Gees probeer vernietig. Hy sal wie die Heilige Gees is probeer afkraak en dat mense die Heilige Gees ontken. En dan baie keer dan sal jy hoor in sekere groepe sal die ouens sê die Heilige Gees is net 'n krag. Dis net 'n krag, soos die wind. En onthou hierdie leer, valse leer oor die Heilige Gees is baie oud. In die vroeë kerk, is dan die vroeë kerk na Christus, hier in 300s het Arius het hy geleer dat die Heilige Gees nie God is nie. Goed, hy het ook geleer dat Jesus nie God is nie. Hy het gesê is net God die Vader wat God is. Die afstammelinge van die Ariërs is die Jehova-getuies. Hulle leer presies dieselfde. Hulle sê dat die Heilige Gees nie God is nie, hy is net 'n krag. En dan sê die Jehova-getuies ook natuurlik Jesus is nie God nie. En dit natuurlik het 'n groot implikasies vir verlossing, nie? En onthou dis 'n hartseer situasie, want jy besef as die mense nie bely dat Jesus en die Heilige Gees God is nie, het dit implikasie vir daai mense wat dit glo se ewige toestand. Jy weet, so dis 'n baie hartseer situasie om in te wees. En nog nader aan die huis, die Israelvisie leer ook dieselfde. Hulle sê ook dis miskien is nie alle kampe van die Israelvisie nie. Ek ken nou nie
al die Israelvisie kategorieë en goeders nie, maar baie van hulle sal leer dat die Heilige Gees nie God is nie, en hulle sal ook dan ook van hulle sal sê Jesus is nie God nie. So kom ons kyk net en ons fokus vanaand op die Heilige Gees. Die eerste ding is dat ons moet sê hy is God, want dit is God wat red. En as ons sien, dit is die Heilige Gees wat betrokke is by ons redding, en dit is God wat red, so dan is dit belangrik dat ons bely, en dat ons reg weet, dat hierdie Heilige Gees God is. Nou, hy is die derde persoon van die drie eenheid, want ons bely een wese, drie persone, die drie eenheid. En hierdie derde persoon van die drie eenheid, wat self ewige God is, hy was daar voor die skepping, nee, ons lees dit al, ons sien hom al aan die werk daar in Genesis 1 vers 2, soos hy betrokke was by die skepping. Nou hierdie Heilige Gees, die derde persoon van die drie eenheid, hy gaan van die Vader en die Seun uit. En let wel, ek sê nie, hy het van die Vader en die Seun uitgegaan nie, hy gaan van die Vader en die Seun uit. Dit is 'n aanhoudende uitgaan. En dit dui daarop dat die drie persone van die drie eenheid is heeltyd werksaam. Hulle is verbind aan mekaar. Ons kan hulle onderskei, maar nie skei nie. Dit is drie persone, maar een wese. Nou daar is baie teksverse wat wys, baie spesifiek wys dat die Heilige Gees God is. Maar daar is spesifiek een vers wat vir my baie duidelik uitstaan dat die Heilige Gees God is. En dit is in Handelinge 5. Handelinge 5 vers 4 en 5. Daar is dit Ananias en Safira, hulle het 'n stuk grond verkoop en toe sê hulle nie hulle die opbrengs van daardie verkope van die grond het hulle toe nou vir die kerk gegee, maar hulle het gelieg. Hulle het nie alles vir die kerk gegee nie, hulle het bietjie vir hulle self gehou. En dan sê Petrus vir Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Want hulle het gelieg, hulle het nie al hulle geld wat hulle gekry het van die verkoop van die grond vir die bediening gegee nie. En dit is nou vers 4. En vers 5 dan gaan die apostel verder en dan sê hy, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Sien, hy het in vers 4 gesê, hoekom lieg jy vir God? En dan sê hy in vers, hoekom lieg jy vir die Heilige Gees? En dan sê hy in vers 5, jy het vir God gelieg. So, die Heilige Gees is God, dis 'n baie duidelike bewysteks. Maar die Heilige Gees is ook 'n persoon. Nou ons sê nie, as ons ooit praat van die drie persone van die drie eenheid, dan sê ons nie, die persone is mense nie. Ons weet Jesus is self mens, maar hy is ook God. Maar persoon word, ons bedoel daarmee dat hy 'n persoonlikheid het. Elke persoon van die drie eenheid is rasioneel. Daar is selfbewustheid. Daar is 'n verstand, hulle dink, elkeen dink, daar's 'n emosie by elkeen en daar's 'n wil by elkeen. Dit is wat ons bedoel met persoon. Maar dis nie mens nie. En mense is ook persone. Maar as mens kyk byvoorbeeld na God die Vader, hy is 'n persoon met 'n verstand. Jesaja 55 vers 8 tot 9. Hy het ook emosies, Psalm 78 vers 40 en hy het 'n wil, 1 Petrus 2 vers 15. God die Seun is 'n persoon met 'n verstand, Lukas 2 vers 52. Hy is ook 'n persoon met emosies, Johannes 11 vers 35 en hy het 'n wil, Lukas 22 vers 15. As ons nou by God die Heilige Gees kom, dan kan ons sien hy is ook 'n persoon. Want hy is die derde persoon, so hy is nie net God nie, hy is in die sin van hy is ook 'n derde persoon van God, van die drie eenheid. So die Heilige Gees is 'n persoon met 'n verstand. Romeine 8 vers 27 sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling of die gedagtes van die Gees is. So die Gees het gedagtes, hy dink, hy het verstand. Dan sê dit ook daar, hierdie Gees tree ook ooreenkomstig die wil van God vir ons in. So dis 'n persoon. Efesiërs 4 vers 30, waar dit wys op die Heilige Gees se emosie, dit sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, hy het 'n emosie, is 'n persoon.
En Galasiërs 5 vers 17 wys vir ons, God die Heilige Gees het 'n wil. Die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees. So hy het 'n wil, hy begeer teen die vlees. Hy het 'n sekere wil. So die Heilige Gees is God, die derde persoon van hierdie drie eenheid. So hoekom is dit belangrik dat hy God is? Hoekom is dit belangrik dat ons weet hy is God? Want ons ewige saligheid hang daarvan af. Ons is deur ons sondes van nature dood. Hoe sal ons lewe of herskep word as God nie herskep nie? En onthou, wat het gebeur in die skepping? Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond hulle hele leer. En soos die skepping plaasgevind het deur die woord en deur die gees, en natuurlik die Vader ook daar betrokke, maar deur die woord en die gees, so moet die herskepping ook plaasvind. Uit niks uit die wat dood is, moet daar lewe kom. En is God die Heilige Gees wat geskep het in die begin, so dit is ook hy wat betrokke sal wees by die herskepping. En dit is dan belangrik om dan te sê, goed, dit is hierdie Heilige Gees wat herskep, wat aan my gegee word. Julle sal sien daar in die vraag en die antwoord, dan sê dit, daar in die tweede gedeelte, sê dit, ten tweede is hy ook aan my gegee. Gelowiges moet kan bely, die Heilige Gees is aan my gegee. Dis nie net 'n algemene werk van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is betrokke by elke gelowige. So dit is die herskepingswerk wat die Heilige Gees doen. Dis daai tweede gedeelte van die Heidelbergse Katekismes. Hy is aan my gegee om die herskepingswerk deur die woord en die Gees te doen. Hy word aan my gegee om my te wederbaar. In Johannes 3 vers 5, dan is dit nou Nikodemus en Johannes, en Jesus wat met mekaar praat, en dan sê Jesus op 'n stadium vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. En daai gees, daar's nog natuurlik nou 'n paar dinge waar ons daar nou kan by stil staan, maar die punt wat ek wil maak is dat iemand moet gebore word uit die gees. Hy moet gebore word uit die gees. Daar moet 'n wedergeboorte plaasvind. 'n Persoon moet die Heilige Gees kry. Maar dan sê 1 Petrus 1 vers 22, of eintlik 23 sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die, en mense nou gedink het, julle is wedergebore deur die Gees, maar dan staan dit nie so hier, so in 1 Petrus 1 vers 23 het sê, julle is wedergebore deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dit is deur die Here se woord en Gees, soos in die skepping, wat die Here werk om herskepping te bewerkstellig, om mense te wedergebore, om mense te wederbaar, om mense nuwe lewe te gee, die wat dood was te laat lewe. En ons praat hierso van die geestelike dood. Nou, die woord gebruik die Gees. En mens kan dit amper anders sê, die Gees gebruik die woord waarmee hy in ons werk en aan ons werk. So die woord is die werkswinkel van die Heilige Gees. So wil jy hê die Heilige Gees moet in jou werk? Wel, ja, natuurlik, gelowiges wil sê ja. So was die antwoord, bestudeer die woord, hoor die woord, sien die woord, sit onder prediking. Dit is hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees en die woord van die Here is nooit apart nie. Die Heilige Gees, die Heidelbergse Katekismes
sê ook dan vir ons met watter doel die Heilige Gees aan ons gegee word. So ons lees dit daar, dan sê dit ten tweede is hy ook aan my gegee, so hy is aan my gegee gewederbaar, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus. Dis die doel vir die gelowiges, sodat ek kan deur 'n ware geloof deel het aan Christus. So dit is die Heilige Gees, is die een wat aan ons die geloof skenk. Geloof kom nie uit onsself nie. Geloof kom nie uit die aarde op nie, dit daal uit die hemel neer. Geloof is nie 'n werk van die mens nie. Dit is baie belangrik, dit kom nie uit ons eie self uit nie. Geloof is 'n gawe van God. Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dis nou die geloof, is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. 'n Ander goeie vers is Filippense 1 vers 29 waar dit vir ons gesê word, dit is nie net aan ons gegee om te ly nie, maar ook om in hom te glo. So dit is aan ons gegee om aan Jesus te glo. So dit is 'n werk en 'n geskenk van die Heilige Gees dat ons glo. Sonder die werk van die Heilige Gees sal ons nie in Jesus se werk van verlossing kan glo nie. Daarom is so belangrik is dat ons die Heilige Gees as God en die werker van genade sal erken en bely. En die Heilige Gees gee ons dan die geloof en deur die geloof lei ons na Christus toe. Dis deur die Heilige Gees waardeur ons die skatte van die hemelse koninkryk kry, waar dit deur wie dit vir ons oopgesluit word. As ons nie die Gees gehad het nie, sou ons geen geloof besit het nie, dan sou ons vir ewig buite die deur van die hemelse koninkryk gestaan het. Nou, julle sal sien, dis die Heilige Gees wat die geloof gee, maar wat is die doel van geloof? Waarop rig geloof? Wat doen geloof? Geloof omhels Christus. Die doel van geloof is om Christus te omhels. So wat ons dan kan sê is die Heilige Gees wat die geloof gee, wil ons aan Christus verbind. Die Heilige Gees se doel is altyd Christus. Jesus sê self in Johannes 14 vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die Heilige Gees se werk is om ons van Jesus te herinner. Dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het alles met Jesus te doen. Die Gees wil ons herinner aan die woorde van ons Verlosser. Wat Jesus leer, dit wat die Gees by elke gelowige wil tuisbring. Dit is wat die Heilige Gees wil doen. Hy wil vir ons sê, dit is wat Jesus geleer het. In Johannes 16 vers 13 sê Jesus verder dat die Gees ons in die hele waarheid sal lei en daardie waarheid is niks en niemand anders nie as ons Here Jesus nie. Jesus sê daar, is baie duidelike woorde. Dan ook in Johannes 16 vers 14, net na vers 13 van Johannes 16, hy sal my verheerlik. So as mens eintlik die werk van die Heilige Gees wil opsom, dan is dit Johannes 16 vers 14. Hy sal my verheerlik. So as mens wil vra, is die werk van die Gees in hierdie gemeente betrokke? Is die werk van die Gees in daai gemeente? Dan hoef ons nie ver te soek nie. Al wat ons moet vra is daardie gemeente besig om Jesus te verheerlik? Is daardie gemeente besig om van Jesus te leer? Is daardie gemeente besig om te leer dat Jesus die Alfa en die Omega is dat hy die begin en die einde is van alles? Dan, as jy kan sê ja, dan sê jy goed, die Gees is daar teenwoordig. Hy sal my verheerlik, Johannes 16 vers 14. Want Jesus is tog immers die weg en die waarheid en die lewe. En die Heilige Gees doen niks anders om ons aandag te vestig op Christus nie.
iemand het op 'n stadium die voorbeeld gebruik van 'n lamp wat 'n gebou verlig. Die lamp is die Heilige Gees en die lamp se doel is om daai gebou te verlig. As jy die gebou wil sien of as jy die saaipaadjie by die gebou wil sien om daarop te loop, dan is die lig se doel om daardie gebou en te verlig. En dit is die doel van die Heilige Gees, is om Jesus op te lig, is om Jesus te verheerlik. En die wonderlike nou is dat hierdie Heilige Gees ons nou bind aan Christus. Maar dit is wat ons daar geleer het, ons word gebind aan Christus. Johannes 15 wys dit ook vir ons duidelik daar dat ons aan Christus verbind word. En jy sien Johannes 14 en Johannes 16 praat oor die Heilige Gees en dan in die middel is dit daar waar Jesus dan praat van ons het deel aan Christus, die gelowiges. So dis hoekom die Heidelbergse Katekismes sê, ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus, maar nie net aan Christus nie, of mens moet liewers vra, wat beteken dit om aan Christus verbind te wees? Wat is die vatbare betekenis van om aan Christus verbind te wees? En dan sê die Heidelbergse Katekismes so mooi, aan al sy weldade. En ons sien dit in die Psalm 51, want dit is daar waar Dawid dan praat van eintlik die effek van die Heilige Gees in sy lewe. En ons gaan nou daarby stil staan, maar die weldade waaraan Christus die gelowiges dan verbind, is skuldvergifnis. Dis in elk geval eers dat jy 'n sonde besef en dan is daar skuldvergifnis. Want onthou, toe Christus gestraf is, het dit beteken daar is vir die wie se sondes gestraf is daar nou skuldvergifnis. Dis die weldaad wat Jesus bewerkstellig het. Hy het daai van ons gewen. Hy het skuldvergifnis vir ons gewen. Hy het gewen dat ons nou reg by God is. Dat ons nie meer skuldig voor God is nie, maar nou reg verklaar word. Nie meer sonde het nie, maar dat ons Jesus se perfekte werke gekry het. So dan word ons regverdig verklaar. Dit is deel van Jesus se weldade. 'n Ander deel van Jesus se weldade is dat ons nou 'n kind van God genoem kan word. Jesus is natuurlik die seun van God, maar nou is ons ook kinders van God. Dan wat hy ook vir ons bewerkstellig het, is ons heiligmaking waarby die Heilige Gees ook natuurlik heeltyd betrokke is. Dan is daar uiteindelik verheerliking en dan is daar die ewige lewe. Dis alles wat ons kry omdat ons deel het aan Christus en ons kan nie deel het aan Christus as ons nie die Heilige Gees het nie. As ons so hierdie belangrike werk van die Heilige Gees in ons redding besef, om aan Christus verbind te wees en aan Christus se weldade, dan moet ons saam met Dawid bely, verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Dawid het geweet dat die besef van sonde en die besef van God se genade in Christus 'n werk van die Heilige Gees is. Hy sê in vers 5, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Hoe ken hy sy sonde? Is deur die Heilige Gees. Dis hoekom dat hy vra in vers 13, moenie die Heilige Gees van my af wegneem nie. Vers 6 sê hy, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Onthou, hy het egbreek gepleeg met Batseba, maar hy het ook Uria doodgemaak. So hy was in 'n toestand van ergerlike rebellie teen die Here. Maar dit is die Heilige Gees wat hom oortuig het van sonde en ons weet ook
Dit het nie apart gewerk van die woord van die Here nie, want dit is Nathan wat met die woord van die Here gekom het, en so die woord in die gees, Dawid dan oortuig van daai sonde. Dit is die Heilige Gees wat ons behoefte aan Jesus laat besef. In Psalm 51, daar in vers 9, dan sê dit, Dawid sê, ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Want hierdie die hyssop word gebruik as 'n simbool om 'n onrein persoon met God te versoen deur 'n bloedoffer. So dan is die hyssop takkie ons gebruik om dan te besprinkel. En wat Dawid basies hier sê is dat hy die Heilige Gees nodig, dat hy die behoefte aan Jesus besef, aan die bloed van Jesus wat hom moet rein was, moet besef. Hy het die Heilige Gees nodig. Vers 11 sê, verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Dawid sê hy het die Heilige Gees nodig, dat hy hierdie besef sal hê, dat Here, U moet my verberg vir my sondes, en dan U moet my ongeregtighede uitdelg. Hy sê vir die Here, deur die Gees wat in hom werk, besef hy, die Here moet die offer bring, en die Here moet self die offer wees. Hy sê ook, dit is die Heilige Gees wat ons hart breek en ons trots vernietig, sodat ons ware offers aan God kan bring. Vers 19 van Psalm 51 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. So Dawid sê, Here, moenie die Heilige Gees weg van my afvat nie, want ek besef, dis die Heilige Gees wat my daarvan oortuig van sonde, dat ek 'n gebroke mens is, dat ek my eie sonde besef. Want dit is wat die Here wil hê. Hy wil hê ons moet ons sonde besef en dan gebroke wees, sodat ons dan die genade in Jesus besef. So sonder die Heilige Gees en sonder die besef van die werk van die Heilige Gees, kan jy nie besef wat dit beteken om gered te word nie. Maar daar's nog 'n doel wat in die Heidelbergse Katekismes uitgewys word, dat die Heilige Gees aan gelowiges gegee word, en dit is dat hy my troos. Nou in Johannes 14 vers 26 word die Heilige Gees die trooster genoem. Vers 26 sê, die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So hy is die trooster. Hy troos ons deur ons te wys op Christus. Die offer van Christus is ons enigste troos in lewe en in sterwe. En onthou, hierdie troos is nie net om te sê, toe maar alles gaan reg wees nie. Dis nie die troos is, jy het sonde. Jy verdien die ewige straf. Maar Jesus het daardie straf gedra. Daarom sal niks jou skei van die liefde van God nie. Dit is troos, en dit is wat die Heilige Gees kom doen het. Maar so hy troos ons weer eens om ons te wys op Jesus, alles wat Jesus geleer het. Want dit is Christus wat ons gered het van die ewige toorn van God. So dit is op Christus waar die fokus moet wees. Nou hierdie woord trooster kan vertaal word met advokaat. So die Heilige Gees is ons advokaat. Wat doen 'n advokaat? Hy pleit vir jou. Hy staan vir jou in. Hy tree vir jou in. In Johannes 14 vers 16 word die Heilige Gees die ander advokaat genoem. Dit is nogal belangrik, want hoor gehou, in Johannes 14 vers 16 dan sê dit dit is nou die Vader, sal julle 'n ander
trooster gee om by julle te bly. Dit beteken, daar's 'n trooster en die Here gaan 'n ander trooster stuur. So daar's 2 troosters. Dis wat hierdie teksvers vir ons leer. So wie is die ander trooster? Dis Christus. Hy is die ene wat vir ons intree en ons sien dit ook in baie ander gedeeltes in die skrif. So die gelowiges het 2 troosters. Christus is ons advokaat in die hemel. Hy is die ene wat vir ons intree in die hemel. Hy bepleit ons saak voor die regbank van God en hy vra dat die Vader ons sal vergewe op grond van sy offer. So dis Christus, hy is die een advokaat. Die ander advokaat is die Heilige Gees. Kyk, en jy's in 'n baie bevoordeelde posisie as jy 2 advokate het. En dit is wat gelowiges het, ons het 2 advokate. Dan die Heilige Gees is ons advokaat hier op aarde. As ons gewetens ons aankla dat ons teen God se gebooie gesondigheid, wys hierdie Heilige Gees, ons advokaat, ons altyd weer op die offer van Christus. Die Heilige Gees is dus die advokaat. Jesus is die advokaat, hulle 2 werk saam, maar die Heilige Gees wys altyd op Christus. En as mens die werk van die Heilige Gees so verstaan, en dat die doel van die Heilige Gees Jesus is, dan begin ons baie meer perspektief kry oor dinge soos wonderwerke en tale, wat ons raakloop in die Nuwe Testament. Wat is die plek dan van wonderwerke en tale? Is dit die doel van die Heilige Gees? Is die doel van die Heilige Gees dat alle gelowiges in tale praat? Is die doel van die Heilige Gees dat as iemand bid, dan vir die gesondheid vir iemand, dan as die persoon 'n werklike sterk geloof het en sterk in die Heilige Gees is, en hy bid sterk genoeg, dan sal daai persoon gesond word? As mense die werk van die Heilige Gees sien, soos wat mens nou sien uit hierdie teksgedeeltes in die skrif, dan begin mens besef, maar daai is nie reg nie. Dis nie die doel van die Heilige Gees nie. Die einddoel van die Heilige Gees is nooit om wonderwerke te doen en in tale te praat nie. So wat was die doel van die Heilige Gees? Of liewer as met so sê, wat was die doel van die Heilige Gees met tale en wonderwerke wat plaasgevind het nadat Jesus opgevaar het? Want ons sien dit baie in Handelinge, dat daar wonderwerke plaasgevind het, dat tale, die mense het in verskillende tale gepraat. Wat was die doel? Ons moet ten minste sê, die doel was om Christus te verheerlik. Dis die raamwerk waar binne ons dit moet sien. Hy sal my verheerlik. Dis wat Jesus gesê het. Nou, 'n baie goeie teksvers, of teksverse, is Markus 16 vers 15 en 20. In Markus 16 vers 15 dan sê Jesus vir die apostels, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Gaan en verkondig die evangelie, verkondig vir die mense die goeie nuus van Jesus, sodat die mense gered kan word. Sodat die uitverkorenes tot die lewe geroep kan word. En dan vers 20 sê dit, hulle het uitgegaan en oral gepreek. So die apostels het oral gegaan en gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens, hy die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. So die punt was die woord wat die mense moes hoor. Dit is die groot fokus gewees. Die tekens wat daarop gevolg het, was om daai woord te bevestig, om te sê, hierdie woord wat julle gehoor het, luister na hierdie woord. Onthou, daai tyd, toe die apostels hierdie evangelie verkondig het, was die Bybel nog nie daar nie, hulle het nog net met die Ou Testament gewerk. En toe daarna het hulle begin briewe skryf, Paulus het briewe geskryf, Petrus het briewe geskryf, Johannes het briewe geskryf, jy kry die evangelie beskrywings waarby die apostels ook betrokke was. So nou het jy al die briewe, jy die woord van die Here wat baie duidelik deur die apostels neergesit is,
So nou is dit nie meer nodig vir tekens nie. Die woord is mos nou daar. Daarom dat as jy kyk na die briewe en so aan, hoe later die briewe geskryf is, sal jy sien daar's minder en selfs geen tekens nie. Geen wondertekens en wonderwerke of dat dit in die gemeentes meer plaasvind nie, want die woord van die Here was nou daar gewees. Dis nie meer nodig om die woord wat verkondig word te bevestig met tekens nie. Tale. Tale praat het ook daai funksie gedoen, was om die evangelie te verkondig aan mense wat miskien nou nie, kom ons sê die apostels het eintlik nou Grieks gepraat, dan sou hulle die evangelie verkondig het in 'n ander taal wat die ander mense kan verstaan wat miskien uit ander gedeeltes van die wêreld gekom het, en jy kry dit daar in Handelinge 2. Handelinge 2, toe baie van die Jode uit verskillende gedeeltes van die Romeinse Ryk ook daar aangekom het, met Pinkster, en Petrus het daar vir hulle gepreek. Hulle het begin, en hulle het die apostels en die disippels, hulle is gevul met die Heilige Gees, is Handelinge 2 vers 4, en hulle het begin spreek in ander tale. Dis, hierdie tale is nie gebabbel nie. Daar's eintlik geen bewys daarvoor enigsins dat die tale praat in die Nuwe Testament, waarna die Nuwe Testament verwys word, nie erkenbare tale was nie. Al daai tale wat hulle gepraat het, was tale wat elders in die wêreld verstaan kon word. So nou is die apostels met die Heilige Gees gevul, en hulle spreek in ander tale. Dis 'n wonderwerk. Hulle het nie daai tale geken tot dan nie, nou praat hulle preek, maar hulle weet wat hulle sê, maar wat hulle sê kom in 'n ander taal uit. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En dan vers 7, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie. Hulle kon nie glo die ouens praat in hulle taal nie. Weereens, die doel van hierdie praat in tale was om die evangelie aan die mense te verkondig. Dit was sodat mense gered kan word. So dis net so 'n kort perspektief op die tale. Natuurlik kan mens lank gesels ook oor 1 Korintiërs 14, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 13, waar daar ook genoem word van tale. Maar ons tyd is ook nou net so, is beperk. Maar ek dink as mens net hierdie perspektief kan behou, is dat hy sal my verheerlik. As mens net daai vers onthou, dan gaan dit die verstaan van die werk van die Heilige Gees heeltemal verstaanbaar maak in die skrif. Die Heidelbergse Katekisme sluit af en sê, die Heilige Gees is ook aan my gegee, sodat hy ewig by my bly. En ons het eintlik gelees daar in Johannes 14 vers 16, hy die Vader sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Tot in ewigheid. So die Heilige Gees is by gelowiges tot in ewigheid. Dink net, dit is God wat in gelowiges werk. Ons moet nooit dit vergeet nie. Dit is vir ons so 'n groot bemoediging. Dis God wat in sy kinders werk. Dis God self. Hierdie almagtige God. Die koning van die heelal, die alomteenwoordige, die barmhartige wat in gelowiges werk. Dit is vir ons, dit gaan ons verstand te bowe, dit moet ons in 'n sin wegblaas. Dat die Here bereid was om dit met sondaar mense te doen, dat hy
nou in ons kom woon en dat hy daar by ons bly. En hy sal, soos hy in ons woon, soos hy in ons bly, sal dit altyd sy fokus wees. Jesus. Dis wat die Heilige Gees wil hê. Dat ons lewens gekenmerk word deurdat ons oë op Jesus en wat Jesus kom doen het gerig word. Dat ons die hele skrif moet sien uit die perspektief van ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Dis altyd sy fokus. Daarom kan ons afsluit en bely en vra en smeek, soos Dawid, verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Ons kan nie sonder die Heilige Gees wat in ons werk lewe nie. Ons sal doodgaan, ewig dood. En ons kan dan ook sê, en dit is wat Dawid ook geweet het, is, alhoewel ons dit vra, weet ons dan ook, die Here sal nooit sy Heilige Gees verwyder nie, hy sal ewig by ons bly.